Nou, lekker. Prys die Here. Hoor ek die naam Prys die Here. op die rots van die woord staan my huis as die Branders kom slaan. my skip sal Bly seil in die wind. as als om my Bly vergaan want die woord is 'n lamp vir my pad en die lig laat my staan Prys die Here. in my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. Halleluja. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot die Heer. Prys die Here. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke van die ewige woord deur die spykers se merk in die hande. Hou my vas as ek twyfel, o Heer, laat my vas in U staan. Op die weg van die woord is die pad waar my voete wil gaan. Prys die Here. Deur die Gees sal ek lewe, o Heer, geen vrees my verslaan. Prys die Here. Ek is gekoeld deur die bloed en die merk in die hande bly staan. In my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot die Heer. Prys die Here, mense. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke Amen. van die ewige woord deur die spykers se merk in die hande. As ek stoor af, hier sal ek my lewe aan U toe vertrou. Prys die Here. In wysheid sal U hier my lewe in U hande hou. Amen. My oë sal U wonders kan sien, U redding aanskou. Halleluja. Uit die as sal ek opstaan en sing, my lof aan U bring. In my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. Prys die Here. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot die Heer. Halleluja. Prys die Here. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke Halleluja. van die ewige woord deur die spykers se merk in die hande. Van die ewige woord deur die spykers se merk in die hande. Amen, amen en amen en amen. Goeienaand almal. Ja, vergewe maar my hare wat so 'n bietjie de mekaar is. Ek het 'n robbe dag gehad, ek nog nie tyd gehad om by die huis te kom en 'n bietjie my hare te make-up nie. So ja, vergewe my man. Maak nou nie saak hoe ek lyk nie, maar prys die Here. Ons het 'n wonderlike dag gehad. Mense, welkom vanaand hier op my kom saam waar ons gaan getuig. Eddie, ons gaan begin met jou. Goeienaand, goed en jy? Welkom jy hier by kom saam. Hier by die getuienis. Marisa, goeienaand, goed en jy? Welkom jy. Ek het jou boodskap gekry, ek verstaan.
So prys die Here. Shirley, goeienaand, goed en jy, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam. Dan Tannie Jolien en oom Gerard. Baie welkom julle twee vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Louisa sê, die klank is 100%, so welkom aan Louisa ook, so prys die Here, hier by, dat julle hier so by Kom Saam is, Louisa, so ja, wees deel van die program. Dan is daar so my sussie Lonie, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Dan het Kenneth opgekom, goeienaand Kenneth, goed en jy seun, ek is bly jy is op en welkom vanaand hier so by Kom Saam, Maxie, goeienaand, goed en jy, welkom jy hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Dan wie het nog opgekom, ek het Marisa gegroet, ek het almal gegroet, so prys die Here, mense, kom ons begin eers met 'n gebed en dan gaan ek een song speel, ons gee net nog tyd vir mense om in te klim en dan gaan ek begin getuig. Prys die Here. Here Vader, ons sê net vanaand dankie Here, dat U groot is, U magtig is en Here, dankie dat ek vanaand my getuienis weer kan deel, wat U in my lewe is, hoe U met my is en hoe U my beskerm en wat U alles vir my doen, Here. Here, my hartsbegeerte is dat mense begin om 'n verhouding met U te kry, 'n werklike verhouding en dat hulle U kan raak sien, dat hulle U kan dien met 'n opregte hart, U kan loof, prys, eer en verheerlik, Here. Here, laat vanaand se getuienis wees tot eer en verheerliking van U heilige naam en Here, laat U in hierdie uur net al die lof sal kry, al die eer sal kry, Here, en al die aanbidding sal kry, Here. Dankie by elkeen wat ingeskakel is, en Here, hulle wat nog gaan inskakel, hulle wat nog gaan luister na hierdie boodskap, selfs hulle op WhatsApp ook, Here. Ons loof en ons prys U daarvoor, in die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth. Here, seën hierdie getuienis aand, in Jesus naam, laat dit sal wees tot ere verheerlik van U heilige naam, in Jesus naam. Dankie Here, dat U vir ons gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood, het opgevaar het na die Vader, sodat ons die Heilige Gees kan kry. Dankie Here, in Jesus naam. Amen, en amen, en amen. Prys die Here. Kom speel nog een song. Mense, ek gaan môre my hare pim, dan sal dit mooi lyk. Moses was 'n veewagter toe God hom verskyn op berg Horeb. Halleluja! 'n stem uit brandende doornbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou stoel, jy staan op heilige grond. Prys die Here, ek is sy God. Halleluja! die Here God, God van Abraham, Isak, God van Jakob. Halleluja! Ek is sy God. Prys die Here, ek is wat ek is. Die Here van jou vaders tot na geslag. Ek is wat ek is steeds. Halleluja! Het jy al gelees van God in die Ou Testament en die Nuwe Verbond? Of God met jou praat met Moses? Nee, die name verskil. Al sou jy werk om met God
stuur Aaron, hoeveel te veel vir jou. Ek is sy God. Halleluja, mense. Die Here God. God van Abraham, Isaac, God van Jacob. Ek is sy God. Ek is sy God. Ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Die Here van jou vaders tot na geslag. Prys die Here. Ek is wat ek is steeds. Amen. Amen en amen en amen. Daar's hy. Tannie Jolien, dankie dat jy's ook op. Ja, ek love ook die song. Ek is mal oor die song. Ja, prys die Here man, is direk uit die woord uit. Halleluja, welkom. Jy benader hier so by kom saam, voel vry, voel deel van die program. Annelisa, daar sê eintlik het ek jou ook hier so vanaand by die getuienis. Prys die Here, welkom. Jy ook vanaand hier so by kom saam. Hallo Amarai, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier so. Hallo Gian, hallo Luan. Welkom julle almal hier so en Frikkie, jy ook. Welkom vanaand hier so by kom saam. Voel vry, voel deel van die program. Dan het ek gesien Piet en Hermie is op. Goeienaand, Piet en Hermie. Welkom julle hier so by die getuienis hier by kom saam. Voel vry, voel deel van die program. Annetjie en Hendrik. Welkom julle ook vanaand hier so by kom saam. Voel deel van die program. Prys die Here mense. Halleluja. Ja, en ek het nou laas keer gestop, daar waar ek in die veld was, en dis nou daar in Kingfisher Avenue, en waar die Here my daar by die watertoring gesit het, en die vrou, ek praat van, ok, ek gaan nie die ras noem nie, maar sy lyk nie amper net soos ek, en sy praat ook Afrikaans, so dan weet jy van wie ek praat, ok, want ons gaan nie 'n rasse noem nie, en die vrou het my mos nou daar gevloek. Nou, in daai oomblik wat sy my gevloek het, moet jy besef wie God is en wat God vir jou is. En jy moet kan weet, jy sal staande kan bly. En kom ek beskryf net so bietjie so vir julle. Jy sien, die duiwel is kwaad vir my. So hy gebruik wie hy wil vir al die kinders wat ongehoorsaam is, wat nie na God luister nie. Jy sal hoor, as jy net bietjie by Checkers in loop, dan hoef jy net rond te staan, jy kan hoor hoe gebruik die duiwel mense om mekaar te vloek. Party gebruik toch vingertaal ook. En dis die werke van die duiwel. En jy weet, en wanneer iemand jou vloek, soos hierdie vrou wat nou by, kan ek net weet, ek kan staande bly. Maar as jy nie in Christus is, as jy nie die Here het nie, mense, is daar geen manier nie. En jong, nou dat die Here in my lewe is ek nie meer. Daar kom Marius en Linda ook op. Goeienaand Marius en Linda, welkom julle hier by kom saam, voel vry, voel deel van die program. Ek is nie meer 'n loser nie. Hierdie was in 2008. Dis waar die Here my geroep het. Annetjie was deel van die begin van hierdie roeping gewees. Louisa het in 2019 ingeskuif, so van 2008 tot 2019 was Annetjie die heel pad saam met my. Goeienaand Kenneth, ek het jou al vroeg gegroet man. So welkom julle almal hierso vanaand, hierso by kom saam, voel vry, voel deel van die program. En toe die vrou my vloek, kan ek nie nou maak of ek 'n loser is. Ek kan nie nou maak of ek gereject word deur die lewe nie. Ek is nie 'n sample nie. Ek word nie een oomblik goedgekeur en die volgende oomblik is ek gereject nie. Ek moet weet wie ek elke dag in Christus is. En so die Here
self my begin leer, sy werke kan die duiwelse werk vernietig. Die owerhede, die magte, die werkers van ongeregtige, die bose geeste in die lig. So, al wat ek moet doen, ek moet gaan, soos die woord sê, bind Satans werke. In plaas daarvan om op 'n hoop te sit en te sê, verniel my, ek kry myself jammer. Ek kan nie myself, goeienaand Malien, goed en jy, welkom jy Jonathan, prys die Here vir die pragtige kind, die manager vir my. Hy het my kar is reggemaak, die kind het berigtig my baie gehelp, so, en ek het rondgery vanmiddag, mense, prys die Here, ja kyk, ek moet dit net doen, en nou sê ek in die bloed van Jesus, in Christus, en ek kan Satans werke bind, want die woord sê, die Here gee vir my die mag oor die duiwel, oor die vyand, oor sy magte, oor siektes, oor wat ook al, en ek kan triomfeer daaroor. Maar die ding is, ons hoor dit een keer en dan laat ons dit gaan. In plaas daarvan om elke dag in die oorwinning te staan, en ons maak deure oop, omdat ons dit vergeet. En wat doen ons? Ons bind dit net. Die Bybel sê, en dit wat jy bind, sal gebind wees op die aarde en in die hemel, maar jy moet ook ontbind. So ons moet ook ontbind. So wat ontbind ons? Dit wat van ons gesteel is, ons vreugde, ons liefde, ons, ek wil natuurlik my blydskap terug hê. Ja, hoekom moet ek veer aanneem, as die Here sê ek kan dit bind? Dit moet in die hel bly man. En ek is in die bloed van Jesus, en die grootste daarvan is, laat God met my is. Ek kan op die woord van die Here staan. Ek hoef nie verslaan te wees nie. Net soos hierdie week was, dit was wild gewees, ek is nie 'n verslaande nie. Ek is nie hulpeloos nie. En weet jy wat? God is my. Wat ek kan doen, ek kan staande bly teen die duiwel. Hoekom? Want God is met my, maar as hy met my is hy nie net met my nie, hy is binne in my. En so kan ek uitsien na my dag van môre, en die dag daarna, en die dag daarna, en die week daarna, en die maand daarna. Daarom kan ek uitsien, want die Engelse woord sê, God within. Hy is in my. En as God vir my is, wie kan teen my wees? Ek gee nie om wie en wat hy is nie, man. Net soos die vrou. Ek gee nie om wie sy is nie. Ek gee nie om wat sy woorde sy uitspreek nie. Die werklikheid is, geen van die woorde wat sy uitspreek, van die vloeke, sal op my afkom nie. Hoekom nie? Want God is in my. En as God in my is, wat doen hy? Hy verander die vloeke in 'n seën. En hoe meer sy vloeke, hoe meer seëninge kry sy. En daarom laat ek mense toe om my te vloek. Want ek kry seëninge daardeur, mense. Ek kry nie die vloeke nie. Maar, ek kan jou een ding vertel. Die vloek gaan terug na hulle toe. Hy gaan terug op hulle, want dit is uit hulle mond uit. En ek ontvang net die seëninge. En daarom staan ek sterk. Daarom het ek vreugde. Daarom as mense my vloek, dan smile ek vir hulle. Al ek partykeer soos 'n clown. Ek is Jesus 'n clown, man. Jy hoef nie te worry hoe ek lyk nie. Gaan môre my hare pim, man. Ons gaan dit kort sny. My hare was nou lank, ek wou vandag gaan dit maar, ons was baie besig, ek en Jonathan was baie besig. So ja, en hierdie vloeke kan niks uitgerig kry nie. Dit maak nie saak hoe sleg sy my sê nie. So wat as sy my sleg sê? Sy's nog slegter af as ek, man. Dit is wat gebeur wanneer jy God in jou het. En die Bybel leer vir ons, God die Vader verander, en as daai vloeke so uitkom, dit klink soos 'n see van vloeke, dan gee die Here vir my 'n see van seëninge.
'n see van beskerming, 'n see van sy liefde, 'n see van sy vreugde. Want hoekom? God is diep binne in my hart. Want dit is waar die Here is. Okay. Sê net gou vir my, haak my sein, of is dit net Lisa se foon wat haak? Kan iemand net daar vir my antwoord? Kom die boodskap reg deur, moet ek hom gou ek wag net vir iemand om te reageer. Dat hy net deurkom. Ek wil net hoor of die sein nou right is by my, of is dit Lisa se foon? Dit lyk of sy sê prys die Here. Amen. Daar kom nou iets deur. Ek moet wag net laat hy opkom. Okay. Dankie Marlene, dankie Jolene, dankie Jonathan, dankie Louisa. Dankie Piet, ek waardeer. En God is in my hart. Die boosheid is in die vrou. Wat sy ook al doen, gaan nie werk nie. So, alles wat sy doen, word uitgekanseleer. Dankie Jolene, dankie Eddie, waardeer dit. En die gevaar daarvan is, laat dit gaan terugkeer op haar lewe. Want hoekom? Ek het seëninge ontvang, maar sy ontvang die vloeke. En sy ontvang die vervloeking. Okay, dankie Lisa. Okay. En kom ek gaan net hier so aan, ek wil net hier aanskuif. Ek was nou vir een oombliekie so 'n bietjie en die bose kan my niks doen nie. In Jesus naam kan ek alles uitkanseleer. En dit leer die Here jou wanneer jy in God is en God in jou is. Het ek 'n rekord? Vir wat Jolene? Prys die Here. Halleluja. En julle moet nou mooi luister nou. Nou, as die Here dan in my hart is, en die Here sê, niks gaan op my afkom nie. Wat doen die Here? Hy hou my staande. Niks gaan my tref nie. Nie geen van die woorde wat sy gespreek het. Hoekom nie? Want ek is onder die hand van die Here man. Die Here se hand is nie te kort om te help nie. Die Here se hand is nie te kort om my te dra nie. Okay, ekskuus Jolene, ek het vergeet om te rekord. Dankie dat jy my herinner het. So prys die Here. Okay, prys die Here. Daar gaan WhatsApp ook nou oop. So welkom julle ook daar op WhatsApp. Dankie Jolene, ek het vergeet, hoor. Dankie. Dankie dat jy my herinner het. En hierdie is nou baie belangrik. En weet jy wat sê die Here? Die Here sê vir my, ek kan daai boosheid uitkanseleer in die naam van Jesus Christus. En ek kan dit uitspreek en ek kan dit bind. En ek kan haar beveel, luister hierso, jy sal ophou nou vloek. En jy sal nou huis toe gaan en jy sal ophou te kere gaan soos 'n barbaar. En ek kan vir haar beveel om stil te bly. En ek kan dit alleenlik doen in Jesus naam. En toe ek dit doen, toe het alles gestop. Alles gestop. Weet jy, toe het ek regtig besef, die woord sê, die Here strek sy hand uit, en hy staan gereed om te help. En dan besef ek, hoe werklik is daai woord. Dan besef ek, soos die woord sê, ek is soos 'n oogappel van die Here God Almagtig. Sagaria 2, hoofstuk 2 vers 8 sê, want so sê die Here van die leerskare, hy het my gestuur agter heerlikheid aan,
na die nasies wat julle uitgebuit het. Want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. En ek staan op daai vers. En baie keer sê ek, Here, I feel like the apple of your eye. Here, ek voel soos die appel van die oog. As ek net sien hoe kom die Here deur, hoe antwoord hy. En baie keer soos in hierdie week, hoe die Here deurgekom het, selfs met die kar. Amazing, Jonathan was ook verbaas geweest. Nog voordat ons kon gebid het vir gelde, toe is die gelde al reeds inbetaal. En niemand het geweet nie. Prys die Here. En dan voel 'n mens soos die appel van God se oog. Net Jonathan. Amen. Prys die Here. En dan besef 'n mens dat jy eintlik, soos wat ek voel, ek die heeltyd in oorwinning loop. Ek kan jubel, ek kan juig. So wat as my kar stukkend is, die Here maak hom reg, man. En ek kan opgewonde wees, God maak hom reg. En die Here maak hom so reg, vra op Jonathan. Laat my gearbox het ook nie amper olie ingehad nie. Hy het selfs die gearbox beskadig, laat ons dit kon sien. Daar was ook min olie in gewees. Ek die skade op die kar op die gearbox nie. En terwyl hy Jonathan gekyk na die gearbox, was daar ook nie wat se naam gewees nie, power steering oil gewees in die kar nie. Selfs dit het die Here by Jonathan uitgewys. En toe kon ons dit aanval en ons kon dit regmaak, want die Here wil hê ons moet 'n goeie rentmeester wees. Ons moet kyk wat die Here vir ons doen. En dan kan 'n mens weer terugkom na daai vers toe wat dan kan 'n ou sê, Here, dit voel of ek die appel van die oog is, soos wat U my beskerm, soos wat U die kar beskerm. Jonathan sal weet waarvan ek praat. Ons het vanmiddag daaroor gepraat. En hoe die Here daai kar beskerm het, is awesome. En die Here wil dit net reg hê. En dan, en dit is baie belangrik, en dis wat ons mis, in my lewe, in my getuienis, in my dagse wandel, is ek nie iemand wat wil oorleef nie. Ek leef nie net en sê, Here, ek wil môre weer krummel sê nie. Nee man, ek is nie 'n survivor nie. Survivor is op die TV man. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is 'n wenner. Ek is 'n koning se kind man. Ek het dit in oorvloed. Deur God se genade is hy vir my. En ek weet, my Vader kan my voorsien. Ek weet, ek hoef nie God te vra vir krummels nie. Want die Bybel sê, ver bokant wat ek kan bid of dink, kan God vir my gee, man. En dit is wat die verskil is. My hart moet in God wees. Ek moet my lewe in die Here hê. Ek moet my dag in die Here hê. Ek moet elke oomblik in die Here hê. Want sonder die Here is ek niks. So kan ek weet wie ek in Christus is. As dinge op my pad woes gaan, soos die vrou wat my gevloek het byvoorbeeld, dan kan ek weet, man, jy kan vloek soos jy wil, man. Jy kan aanhou vir my part. Want ek gaan lekker seëninge kry. Wat gaan sy kry? Teëspoed, man. Ons moet ophou die mense vloek, man. Ons besef nie, laat ons vloeke van terugkom na ons toe nie. Wanneer ons vervloek nie, want die Bybel sê, daar gaan vloeke uit jou mond uit, en daar gaan seëninge uit jou mond uit. En as jy weet wie jy in Christus is, dan weet jy, die Bybel sê, daar mag nie 'n vloekwoord uit jou mond uit nie. So, ons moet streef na heiligmaking, ons moet streef na die woord. En so moet ek weet wie ek in Christus is. Nie net vandag nie, maar môreoggend ook, môremiddag ook, môre aand ook. Selfs môre wanneer Jonathan kom, moet hy weet, ek weet wie ek in Christus is. Selfs Saterdag, selfs Sondag, moet die mense kan weet wie ek in Christus is, want dit is die lewe, dit is my leefstyl. Ek kan nie maak of ek die Here dien nie.
drank en dwelms en die girls en daai goed werk nie. Dit help vir 5 minute, maar daarna, as jy moet sterwe, dan gaan jy hel toe, my maat. Dis beter om die Here te volg en in die Here se weë te wees. Want as iets gebeur, dan weet jy kan by die hemel ingaan. Daar's skrif wat sê, gaan weg, ek ken jou nie. Die Bybel sê ook, baie gaan sê in hierdie dag, Here, ons het in U naam gebid, ons het U naam met ons mense gesond gemaak. Die Here sê, gaan weg. Daarom moet ek weet wie ek in Christus is, maar ek moet kan staan. Ek kan byvoorbeeld in 'n bar inloop. Ek sien skaam om te sê ek kan in 'n bar inloop nie. Ek kan daar sit sonder om 'n dop te drink, man. Ek hoef my nie te geniet nie. En ons geniet ons meer in die kerk. Vra vir Jonathan en Marilena hulle almal. Laasweek Vrydag aand het ons lekker party gehou. Hierso sonder drank, net in die gees van die Here. En dit is waar ons hart is. Hallo Isabel, goed en jy, welkom jy vanaand hier by kom saam. Want ons weet wie ons in Christus is. Die Bybel sê ons moet nie soos die wêreld te kere gaan nie. Die Bybel sê ons moet nie agter sonde aangaan nie. Die Bybel sê ons sterg God met sonde. Ons almal gaan rekenskap gee. Jy gaan eendag voor die Here moet staan. Wat dan? In plaas daarvan dat ek, soos wat ek moet my lewe in oorvloed wees. My lewe moet kan weet. Ek moet kan weet wie ek moet die keuse kan maak en sê, Here, ek wil U volg. Ek wil U dien met 'n opregte hart. En dit is wat die Here vir my doen. En dit is hoekom ek getuig. Dis hoekom God vir my so belangrik is. Hoekom? Deel ek dit met jou. Want ek lewe elke dag in die oorwinning. Yes, nou gaan jy my sê, ja, maar jou kar breek. Daai is 'n klein teëspoed, man. Ek het nog steeds oorwinning. Al kry ek 'n bietjie aanslag. So what? Ek moet dit kry. Hoekom? Want ek moet jou leer om te kan staan in die naam van Jesus. Ek moet jou kan leer om te sê, staan op sodat jy in die oorwinning kan wees. Ek moet kan leef in die oorwinning om jou te leer, om in die oorwinning elke dag te leef. En daarom getuig ek dit. Ek sien uit in my oorwinning na die dag van môre. Ek sien uit in my lewe oor wat God vir my het. Ek sien uit wat die Here vir my gaan doen. Ek sien uit vir soveel oorwinning wat nog gaan kom. Want hoekom? Want elke moment, elke tree wat ek gee is in 'n oorwinning. Of daar nou 'n bietjie neerslag kom, 'n bietjie teëspoed van vooraf, of mislukkings, of wat ook al, so what? Ons almal gaan daardeur, ons almal kry probleme. So what? Ons moet dit kry. Pryse moet opgaan, man. Ons moet net ophou kla. As die pryse opgaan, dan sê ons, Here, ons soek 'n verhoging. Ja, dan kry ons 'n verhoging. Ons vra die Here vir 'n verhoging. Ons vra nie die baas nie. Want al die goud en silwer behoort aan die Here. Ons gaan na die Here toe. So kan ek weet in my oorwinning, elke tree in my wandeling is 'n oomblik wat kosbaar is in God se teenwoordigheid. En dit is waar my lewe is. En hier ervaar ek dit op hierdie hoek. Daai vrou sê my so sleg, sy skreeu eintlik vir my. En weet jy wat? Ek staan in God se teenwoordigheid. Sy skree nie op my nie. Sy skree op God. Want wat het daai skrif gesê? Hy het gesê, luister daar op die einde. Want wie julle aanraak, raak my oogapel aan. Gaan lees Sagaria 2, hoofstuk 2 vers 8. So wat hy vrou daar eintlik doen, sy daag God uit. Ek sien God nie, maar die woord van die Here sê, wie my nou eintlik aanraak, raak hom aan. Jesus het dieselfde woorde gebruik. Hy het gesê, ek was siek gewees, jy het my nie besoek nie. Ek was in die tronk, maar jy het my nie besoek nie.
Wie my geringste aangeraak het, het my aangeraak. Maar wat doen ons? Ons kyk waar kan ons die kinders van die Here deuraan, ons kyk waar kan ons hulle sleg sê. Ons kyk, maar meantime is die woord van die Here. En dan wat gebeur nou? Ons kry soveel aanslae, soveel dinge wat verkeerd gaan. Nou weet ons nie hoekom dit gebeur nie. Meantime het jy die kind van God sleg gesê en aangeval. Dit gaan nie sleg met hom nie. So dit gaan nie sleg met my nie. Ek lewe in oorwinning. Ek ontvang die seëninge, maar dit gaan sleg met jou uit wie se mond dit uitkom. Uit wie se mond dit kom. En daarom sê Jesus ook gesê, spreek seëninge oor jou vyande, bid vir hulle. Het Jesus dit nie gesê nie? Jy kan vir jouself oordeel. En as God in my is ek in sy teenwoordigheid. En daai teenwoordigheid is 'n tyd wat kosbaar is. 'n Tyd wat jy besef, jy's eintlik, ek besef, ek is eintlik afhanklik van God. Ek is afhanklik van sy liefde, van sy genade, van sy goedheid, van sy guns. Die denke wat ek het, is nie my denke nie, is God se denke, want ek kom uit sy hart uit, want hy is in my. Want hy gee my net goeie denke. Sy genade is vir my, sy liefde is vir my, sy vrede is vir my. En ek wil net hierdie goed hê in my lewe. En daarom staan ek op hierdie hoek as 'n oorwinning. En maak nie saak hoe hy vrou soos 'n barbare aangaan nie. Ek triomfeer binne my hart. Ek het geen pyn nie. Ek het geen ek voel dit nie eers wat sy uitspreek nie. En daarom het Paulus ook vir ons gesê in die woord, God die Vader se genade is genoeg vir hom. En hierso, op hierdie hoek, het ek dit fisies in my lewe ervaar, gesien dat hy woord in vervulling kom, toe daai vrou vir my so skreeu en te kere gaan. Want deur die woord het die Here my beloof dat God die Vader saam met my sal wees in alles wat ek doen, in alles wat ek aanpak. Is dit nie in Deuteronomium nie? Deuteronomium 28 sê dit uitdruklik. Alles wat ek sal aanpak, alles wat ek sal doen, sal hy my seën. So, Psalm 1 sê vir ons, ek sal voorspoedig wees. Daar is 'n hoofstuk 1 vers 5. Hy sê vir jou, jy sal voorspoedig wees in al jou weë. So, wat gaan hy? So, ek gaan voorspoedig wees. Al sê daai vrou vir my, hoe sleg. Soveel mense het my al sleg gesê, man. Gaan kyk op Facebook hoe sê hulle my sleg. Ek worry nie, man. Hulle is so dom, hulle kom niks agter nie. Ek ontvang lekker seëninge. Ek smile nog elke dag en die Here is nog steeds goed vir my. Maar as ek luister hoe gaan dit in hulle lewe, dan wonder ek, dan hoor ek hoe verloor hulle werke, hoe val hulle families uit mekaar uit en daai dinge. En ek steur my nie daaraan nie. Daai woorde raak my nie eers aan nie. Want die Here het gesê hy sal saam met my wees in alles wat ek doen. Sal hy wees. Hoekom? Want hy's in my. Hy's in my, hy's in my. Ek sal voorspoedig wees. Ek sal. En so sal ek die oogappel van God wees. God die Vader sal met my wees, soos hy net saam met al die ander manne was. Saam met Dawid, saam met Abraham, Isak, Jakob, Josua. So kan ek hulle opnoem. Reg deur tot in die Nuwe Testament. Paulus, hulle Petrus, hulle Johannes, hulle almal. Die Here sal met my ook sal wees. Dis net die name wat verskil. Daarom kan ek op God se woord staan. En dit is wat die verskil is. En net soos wat die Here ook gewees het in die verlede, so sal hy wees vandag. Net soos wat hy was by die see, sal hy wees in my storm, sal hy wees in my probleem, sal hy vir my wees. En ons het dit gesien in hierdie week. Toe al die kar geslutte wat ek geleen het, en ek het hom teruggevat, het ek nie 'n kar gehad met my clutch kabel, die clutch het gegaan, en toe moet ons dit vervang.
En kyk nou wat het die Here al reggemaak. Hoe vinnig is hy kar geherstel. Prys die Here man. Dit is hoe God deurkom. En dan weet ons God is met ons, want sy woord kom in vervulling, wat hy sê hy sal ons nooit, maar nooit los nie. Of verstoot nie. So ek is nie 'n verstote nie, ek is nie 'n verslaande nie, ek is nie 'n skroplap nie, ek is nie 'n nobody nie, ek is nie useless nie, ek is nie 'n reject nie. Soos ek gisterand vir iemand gesê het, ek was nog nie eens gebore toe ek 3 jaar oud was nie. Moenie worry nie, maar prys die Here. Ek het hom maar net so gestel, so gisterand. Prys die Here. Halleluja. Okay. Luister nou hierso. God wil in my lewe wees. Dis wat ek ervaar het op daai hoek. God wil in my lewe wees. God wil binne in my lewe wees. Binne in my. God wil vir my 'n vader wees. En 'n vader wil sy kind beskerm. En wat ook al gebeur, kan God se hart nie verander nie. God se gedagtes nie verander nie. Jy weet, as ek net vir jou kan sê, ek het nooit 'n vader gehad, 'n figuur gehad in my lewe nie. Hoekom nie? Want toe ek 3 jaar oud, ek het 'n vader gehad, maar ek het hom nie persoonlik geken nie. Ek het 'n pa gehad en my pa is dood toe ek 3 jaar oud was. So ek was, die Afrikaanse woorde sê bitterlik klein, maar bitter klink nie reg nie, want bitter is koud. So, ek het nie regtig 'n pa figuur gehad nie. Die pa wat ek nou het, is God. En hy alleen is vir my 'n vader. Maar ek kan hom sien, hoe beskerm hy my. Ek kan hom sien, hoe draai hy my. Ek kan hom sien, hoe vou hy sy arms om my. Ek kan hom sien, hoe trek hy my nader. Ek kan sien, hoe kom God vir my deur. En wat die verskil is, wanneer God in my lewe is, daar is hy, prys die Here. Soos Piet sê, ons kan as oorwinnaars trap op slange en amper sê krokodille ook. Prys die Here. Maar ons kan trap op slange en skorpioene. Prys die Here. Ja, maar ons is baie meer as oorwinnaars. Maar ons moet God kan beleef. Net soos wat ek het begin beleef het op daai hoek, hoe God deurkom. En jy weet, dan beleef ek net soveel oorwinning. Soveel. Nie net oorwinning oor omstandighede, maar oorwinning oor groot liefde, oorwinning oor groot blydskap, oorwinning oor groot vreugde. Dit is groter as wat ons kan dink, wat God vir my en vir jou het. En weet jy wat, kan ek jou geheim vertel? Mislukkings en hierdie probleempies wat opduik, is van tyd tot tyd so klein teenoor jou vreugde. Dit is so min en dit bly min. Jy het meer oorwinning die heeltyd as teëspoed, as aanslag. Maar baie van ons mense het meer aanslag as oorwinning. Die ding is, dit moet omgedraai wees. Want jy moet weet wie jy in Christus is. Voorgee gaan nie help nie. Want wanneer die Here 'n werklikheid is, dan begin die Here self die prentjie verander. Die Here se teenwoordigheid verander. Dan begin die woord van God in vervulling kom, waarop mense begrawe word, Psalm 23, want die woord van die Here sê, net goedheid en guns sal ons volg in al die dae. 'n Dooie mens kan nie goedheid en guns kry nie. So ek het 'n probleem met daai vers met die mense wat begrawe word op Psalm 23, want goedheid en guns sal my volg in albei dae. Nie wag tot ek doodgaan laat dit my moet volg nie. Dit volg my nou.
So daai woord kom nou in vervulling, want die Here is nou vir my. Want daardie woord is 'n woord waarop ek staan en God vervul hom elke dag, elke oomblik. Sy teenwoordigheid maak dit moontlik. En weer eens kan ek net besef, soos die Here daar gespreek het, dat hy die kerk gaan begin. En die Here ook daai aand gesê, dat ek uitgesoek is, gekies is deur God. Al like mense my nie, ek worry nie of mense my like nie, ek is nie hier om gelyk te word nie. Ek is hier om vir jou vertel, hou op Sondag, keer terug na God toe, draai weg van jou sondae, moenie in die hel beland nie. Dit is my werk, en my werk is om vir jou te sê, Jesus het jou lief, en God het my uitgekies om dit te doen. Maar ek is goedgekeur deur die Here, nie deur 'n mens se stempel nie man, nie deur die regering nie, deur die bloed van Jesus. Want die Here self sê in sy woord, dit wat hy in my begin het, sal hy volbring. Die Here sê self, hy sal sy profete oprig, hy sal hulle onderrig, hy sal hulle leer, en daarom het die Here dit op my pad. Ja, ek moet hierdie dinge deurgaan. Hoekom? Want ek moet jou leer. Jy wat in daai posisie sit, kan vir jou sê ek was daar. En ek was nog erger afgewees as dit. Ek kan saam met jou daarso sit en ek kan vir jou sê, ons kan daar uitkom. Maar jou hart moet terugkeer na God toe. En in die bloed van Jesus kan ek weet, dit is my skuiling. Ek kan gevul wees met sy vreugde, met sy liefde, met sy goedheid. Ek kan gelei word deur die krag van sy Heilige Gees, en ek kan op sy woord staan, en ek kan weet, die Heilige Gees lei my, en leer my, en onderrig my, want die woord sê, hy sal my onderrig. Nie deur 'n mens nie, maar deur God. En dit is my baie meer belangriker as enigiets anders. En daarom kan ek sing, glorie, halleluja, prys die Here, daarom kan ek skree, amen. En al die eer, al die lof kom die Here toe. Daai vrou kan te kere gaan, man. God is vir my. Mense kan my sleg sê, en hulle het dit al so baie gedoen. Mense het al by my geraai, dan vloek hulle my, en dan sien ek nie die mens nie, ek sien die demoon binne hom. Ek het al getuig waar ek binne in Pick n Pay was, waar hy man so te kere gegaan het, wat gevloek het, wat my gevloek het. Hierdie vrou is nie die eerste een nie, man, maar sy is ook nie die laaste een nie. En God is daar vir my, hy is in my, en God is vir my alles, en daarom kan ek God deel met jou, daarom kan ek vir jou sê, draai na die Here toe, dien hom met opreg, laat God soveel meer in jou lewe wees. Jy weet, die Here is regtig asemrowend. Jy weet, as mense besef, dat God die skepper is van hemel en aarde. Ek het nooit die ervaring gehad wat ek nou het nie. My lewe was 'n kompleet gemors gewees. Ek het drank nagejaag. Ek was altyd broke. Moes altyd geld leen, ek moes steel, ek moes dwelms gebruik. Ek het gedink om te gaan saam met die girls en als laat dit alright is. Weet jy wat? Eintlik was ek stupid gewees. Ek het hulle betaal om my te roof. So, as wanneer ek hulle dop koop, ek vertel jou nou, dan betaal jy met jou geld. Hulle maak jou arm man. En dan drink hulle op jou rekening, want dit is verniet. En as hy klaar is, dan sê jy nog so stupid, dan koop jy 'n tweede een. Ag nee man. Dit was my lewe gewees. Kom ek vertel jou nog. Jy weet, in die Here, weet ek, hy is in alle dinge. Hy's vir alle dinge. Hy's oor alle dinge. En hy's vir sy kinders.
Net soos wat hy homself hier bewys het. In die veld, hier op die hoek, daar staan ek. Daar's niemand wat my kan beskerm, behalwe die Here nie. Daar's niemand teen wie ek my dankbaarheid kan bewys nie, behalwe teenoor die Here nie. Jy weet, ek het nou gepraat oor my lewe vroeër. Nou kom ek teken vir jou 'n prentjie. Vroeër in my lewe het ek nie die Here gedien nie. Ek was 'n loser. Ek was 'n totale flop gewees. En mislukking was een van my grootste, ek kan nie, die grootste dinge wat my getackle het. En weet jy wat, op die einde van die dag het ek gevoel soos 'n reject. Want ek het nie Jesus gehad nie. En ek het die Here het eintlik vir my dit so mooi saamgestel binne hierdie verhouding wat ek moet hê. Kom ek teken hom vir jou. Jy weet, daar was 'n man gewees. Kom ons teken my eie. Ek was die man. En daai man het nou besluit hy gaan nou trou. Maar onthou, hy het nie die Here gedien nie. Hy het nog gedrink en geparty, hy het nog geld gejaag en was altyd dikbek gewees, almal gevloek, geslaan, gesteel en al daai goed. En so het almal hom geken as 'n loser. En nou wil hierdie man op 'n stadium trou. En om 'n rede almal hom ken en almal weet wat 'n loser hy is, gaan hy nou eintlik sy naam Bolly maak. Maar hy kom nie eers agter hoe Bolly maak hy sy naam nie. Jy weet, en dan besluit hy gaan nou trou en hy gaan nou almal uitnooi. Hy nooi al die staatspresidente, elke land en all over nooi hy. En hy nooi sommer almal man. En almal daag op vir sy troue. Want almal wil sien wie gaan trou met hierdie loser. Hulle wil nie sien hulle is eintlik om te sien wie gaan eintlik trou met hierdie loser. Wie is eintlik so stupid om met hom te trou? En dis hoe ek was. En die dag op sy troue het nou aangebreek. En almal sit in die kerk en soos ons almal weet die mannetjie, die strooijonker, ja, so 'n strooijonker. Hy staan voor in die kerk en nou wag hulle. En hulle wag. En man, niemand daag op nie. En so breek die tyd aan en die mense kyk hier en kyk die ander en so in die gesig, want hulle sê, luister hierso, die persoon moes al hier gewees het. Maar die man, hy kom ook niks agter nie. En die mense later, nadat die tyd wat moes gebeur het, wat hy moes getrou het, al 'n bietjie verby gegaan het, begin die mense onrustig raak. Een loop uit, 2 loop uit, 3 loop uit. Een sê vir die ander een, wat gaan aan? Die ander een sê, nee, ek weet nie. Die ander een sê, waar is die vrou dan? Hoekom kom sy nie uit nie? En het die vrou hom so gelos by die altaar. En onmiddellik kyk hulle baie TV, dan dink hulle aan hierdie runaway bride. Maar dis nie 'n runaway bride nie. En die man staan maar, en later is het nou al 1 uur en 'n half, en die helfte van die kerk is al buitekant, en die helfte van hulle is al huis toe. So ja, maar die man staan. En die pastoor wag en op die ou end stap die pastoor maar soos enige ander goeie pastoor na die man toe, en hy sê vir hom, luister hierso, waar is jou bruid? Toe kom die man agter. Hy het nooit eers 'n verhouding gehad nie. Hy het nooit eers 'n bruid gehad nie. En jy weet, baie van ons is so. Jy gaan dalk lag met die storie, maar baie van ons staan so by die altaar, waar ons nie 'n verhouding met God het nie. Ons gee baie voor. Baie dinge gee ons voor, want niemand kan dit sien nie. Maar by die altaar staan jy stoksiel alleen, want jy het nooit 'n verhouding met die almagtige God nie. En dit was vir my baie belangrik hierso, dat my verhouding met God een moet wees. Dat my verhouding nie 'n one-way street is nie.
Dis nie net ek bid van my hart af nie. Dis veel groter. My verhouding is dat ek kan bid, ek kan met die Here praat, ek kan buite gaan sit, ek kan onder die boom gaan sit, ek kan in my kar ry en ek kan met die Here praat. Ek kan op my knieë sak, ek kan in my bed lê en ek kan bid en ek kan op die mat lê of wat ook al en ek kan bid, maar daar's ook 'n tyd dat ek stil bly, dat die Here met my kan praat. Ek moet ook die woord kan vat en op die woord kan staan. Jy weet, en almal het 'n groot verwagting gehad vir daai vrou om op te daag. Maar ons het nooit 'n verwagting vir Jesus om in ons lewe op te daag nie. En dit is die dinge in my verhouding wat ek en waarop ek staan is dat ek 'n verwagting het in God om deur te kom. Hoekom? Hier waar hierdie vrou my vloek, het ek 'n verwagting dat die Here my gaan beskerm, dat die Here vir my gaan wees, dat die Here my gaan koester, dat die Here met my daar sal wees. Maak nie saak wat sy sê nie, maak nie saak hoe sy te kere gaan. Niks gaan na my kant toe kom, want God is in my. Sy liefde gaan veel groter wees as haar woorde. En dis wat ek vir jou wil teken. Die verwagting wat jy in God moet hê, moet soveel groter wees. En daarom is ek baie meer gelukkiger vandag as enige iets anderste. Jy weet, ek is skaam om te sê ek het Jesus nie. Ek is skaam om te sê ek was sonder Jesus nie. Ek was soos daai man gewees. Ek erken dit. Maar ek maak seker elke dag dat ek nou Jesus in my lewe het. My verhouding moet so in die Here wees, wanneer die aanslag kom, wanneer dinge gebeur, laat ek kan weet, God is daar. Hy's daar vir my, hy's daar as God, hy is die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy sal my nie begewe nie, hy sal my nie los nie. Selfs in my verhouding het ek die versekering, niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. En dit is wat kosbaar is. En daarom kan ek getuig oor wat daar nie, en op die einde van die dag kan ek vir jou sê, ek is 'n oorwinnaar. En ek lewe in oorwinning, elke dag. Al het ek teëspoed, maar my teëspoed is baie minder as my geluk. My geluk is baie meer as my teëspoed. En party dae voel ek nie eers die teëspoed. En dit is wanneer God deurkom, God vir my is. En mense, en dit wil ek deel met jou. Hoe lyk jou verhouding vanaand? Ek wil nie jy moet my antwoord op Facebook nie. Ek wil hê jy moet my antwoord voor die Here, uit jou hart uit. Net daar waar jy is, praat met die Here. Vertel hom hoe lyk jou verhouding. Is jou verhouding 100% in lyn? Want dit is wat belangrik is. En as jou antwoord nee kom, wil ek jou aanmoedig, moenie skaam wees nie. Draai na Jesus toe en sê, Here, ek val kort van u glorie. I fall short of your glory. Here, ek sondig, ek doen verkeerd. Ek tergie met sonde. Ek doen verkeerd in u oë. Draai terug na die Here toe. Hy het jou lief. Hy het jou lief. En hy kan jou help. Hy het my gehelp. Ek gaan net tot hier getuig. En kom ek sê, volgende week sal ek nou verder gaan. Maar kom ek sê vir jou, onthou net een ding. Ek is nie 'n survivor. Ek is nie iemand wat van dag tot dag leef nie. Ek het oorvloed. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is baie meer. Baie mense sê ek wil net leef, net om genoeg te hê vir die dag. Nee, ek nie. Nee, ek nie. Nee, ek nie. Ek wil nie net leef om genoeg te hê nie. Die Here het my gesê oorvloed. Ek wil oorvloed hê. Ek wil oorvloed hê. Prys die Here.
Halleluja, gloria, halleluja. Ek kan net die Here loof en prys. En dit is wat die verskil in my lewe is. En dit is waarna ek streef. Hallo Elise, goed en jy? Welkom jy ook vanaand hier. Ek gaan nou hier uitspeel met hierdie song van my. Maar, onthou net een ding. Ek is nie 'n survivor nie. Survivor is vir die mense op die TV. Hulle kry nog geld as hulle wen. Ek is nie 'n survivor. Ek hoef nie wurms en goed te eet nie, man. Ek het lewe in oorvloed. Ek het nie nodig om krummels te eet nie. Jesus is vir my. Amen. Prys die Here. Almal kan sê amen. Ek gaan regtig nie my. Prys die Here. Halleluja. Halleluja, man. En allerhand hier. My God. Halleluja. Dieper ken. Halleluja. Dieper ken. Prys die Here. Dieper ken. O Here, my God. Dankie jullie. Prys die Here. Halleluja. Kom ons stel die geloof op. Kom ons dien die Here. Na water. Prys die Here. Waarom goed weer kyk. Here. Halleluja, mense. My hart verlang na U. Om U dieper te ken. En when you're not around here, oh my God, Heer my dieper ken. Ek wil U dieper ken. Prys die Here. Heer my dieper ken. O Heer my God. Halleluja. Prys die Here. En ek wil graag die Here meer ken. Ek wil meer van die Here weet. Ek wil meer vir die Here doen. En ek wil die Here elke oomblik, elke sekonde maak. Dit is my keuse. Ek wil Jesus lewe. Amen. Dieper te ken. Prys die Here. O my God. Halleluja. Ek wil U dieper ken.
En daarom getuig ek. So kom ons sluit die oë. Hemelvader, ons kan net vanaand voor U almag wees. Here, ek kan net met 'n hart van nederigheid voor U troon neersak. Here, ek kan net vanaand sê, Here, ek het my broers en susters vertel hoe U liefde, hoe U vreugde, hoe U is, U Gees my lei, hoe U my leer, my onderrig, wat U als vir my doen, Here. Here, vanaand is dit my begeerte, dat die wat vanaand die getuienis hoor, begin 'n ondersoek instel na hulle harte, om 'n verhouding met U te hê. Laat hulle 'n verhouding met Jesus kan hê, 'n verhouding met die Vader, met die Heilige Gees te kan hê. Laat hulle een met U kan wees, Here Vader. En dit is my begeerte, laat U vir hulle sal deurkom, laat U vir hulle 'n God sal wees, net soos wat U vir my. Here, laat hulle ook 'n oogappel, soos 'n oogappel van U kan wees, Here. Here, laat hulle die goedheid, die guns, die genade, die barmhartigheid, die goedertierenheid van U kan beleef. Here, en hoe U is vir U kinders. En hoe lief U hulle het. En Here, my hart is, Here, laat hulle sal draai na U toe en sal sê, Here, ek soek U liefde. Ek soek U in my lewe. Here, ek bid vanaand, dat hulle wat die getuienis hoor, Here, ernstig begin raak met U, en ophou voorgee, Here. Here, en U eerste stel, in alles, oor U wat oor alles is, in alle dinge is, vir alle dinge is, Here. Here, laat hulle kan glo, en kan weet, alles is moontlik by U. Here, U, Here, kan 'n pad maak in die see. Here, U kan water stuur in die woestyn. Here, daarom bid ek vanaand, Here, vir groot seëninge, dat mense kan terugkeer na U toe, met Here, en met 'n opregte hart, na U te kan soek in Jesus naam. Here, daarom getuig ek. Ek getuig, Here, ek deel dit graag, en hoe U my beskerm, laat U alles ook sal beskerm. En ook ons kinders, ons kleinkinders, Here. Here Vader, laat U ons sal seën in Jesus naam. Seën ons met 'n nagrus, Here, dat ons in die rus van U sal wees, in 'n rus van vrede en kalmte. En Here, dat ons môre uitgerus sal wees vir die nuwe dag. Dat ons kan uitsien na wat U vir ons gestoor het. Dankie, Here, dat ons vanaand kon getuig het tot eer van U heerlikheid in Jesus naam. Dankie, Vader. Amen en amen en amen. En mense, op hierdie noot gaan ek vir julle sê, baie dankie dat julle ingeskakel was, almal wat tyd gemaak het, elkeen wat ingeskakel was. Onthou, môre aand het ons kom saam, dan loop en prys ons die Here. So ja, van my kant af en die team van Kom Saam, Marlene en Jolene en Jonathan, Luani, Louisa, Gerard en elkeen wat ingeskakel is, en hulle wat se naam ek nie gesien het nie, so welkom aan julle ook, maar dankie ook dat julle ingeskakel was. En op hierdie noot gaan ek nou sê, goeie nagrus, wees geseën, wees gegroet, shalom tot môre toe. Net Jonathan, prys die Here, halleluja. Amen. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Amen. Let thy kingdom come, let thy will be done. Amen. As on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead
into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom.